Die skerp skudder. Dalk heeltemal vleeslik, maar 'n goeie TV-reeks kan die verbeelding heeltemal by die kraag gryp. Genot bitte laat oorloop. Al is dit ook die verhaal van 'n skerpskutter wat verskillende mombakkies onder misterieuse ligte en speel met die versigtigheid, spoed van 'n perfeksionis aanwend. Dan in die donkerte van die nag, geruisloos tot by 'n geheime afskietpunt beweeg, gereed om bloedspattende koels in die skedels van gemeene, wrede kriminele te boor. Sal jy selfs as bejaarde skoonmaker skuifelend van kantoor tot kantoor beweeg, om eensklaps kiers regop vele teenstanders in voltallige sukses te elimineer, liggame skuddend, styerend. Dis onmoontlik om vanaf 3000 voet so akkuraat die teiken te tref. Sou vooraanstaande wetstoepassers in moderne konferensiekamers uiter, hoofde swaaiend van die een kant na die ander. Dis opwinding waaraan oorgegee in daardie oomblik geleef word. Daar is geen mikrobegeerte dat jy ooit betrap, in hegtenis geneem moet word nie. Want jy is te wonderlik, jou sluwheid bekoorlik. En in my opinie, kortsigtige wetstoepassers totaal en al idioote. Al is die dialek gespesialiseerd, uitrustings sonder vrommels, gekat en Taylor, totaal en al ontneem van uniekheid, fascinasie, slegs vaardig in een generiese taal. Soek ek hulle uit die skerm, soek na die oortuigende skermlewe van 'n skerpskutter se dubbel bestaan, geniale vooruitdink, soos 'n Karpov, in verstand belaai met verskeie tale, Engels, Frans, Duits en nog, vlot, vaartbelyn, indrukwekkend. Maar so doen jy jouself voor as gemiddelde sakeman, sproetgevolde wange. Kom jy met 'n bruin aktetas, gefrommelde hemp en kruisbande by 'n veraf geleë reuse huis in wye heuwels, gekamoufleerde klassieke sportmotor in die oprit, aan 'n wagtende beeldskone vrou, onbewus van 'n dubbel bestaan. Weereens het jy soos 'n spook ontglip, vanuit grys pistole jou vryheid manoeuvre. Verpes ek die agtervolgers, die voorspelbare tweede rangse taktieke. Kan ek nie wag as om jou in die skemerverligte, magiese vertrek van vermomming te sien, waar jy jouself opnuut in 'n nuwe karakter hul, glimlaggend, tevrede wanneer 'n gelaat met pink geloofwaarde plastiek uitstap nie. Blonde hare, snor en blink platgekamde hare, 'n noodsaaklike ekstra
vir die uitsluitlike doel om die onnoseles te mislei, 'n hoogbetalende opdrag met kliniese gehoorsaamheid uit te voer. Een vals identiteit meer suksesvol as 'n ander. Rye groen boekies, verskillende name in netjies gepakte laaie. Heerlik, opwindend. Dis 'n ontsnapping, fiksie ontvlugting van 'n alledaagse huisvrou bestaan. En so sal ek my gereed kry om voor die kassie, die getroue, reghoekige skerm, my plek in te neem, net om die omtowering van karakters met groot, wye oë te besigtig. Verwonderd in totale weggevoerde genot. Hoekom sou daar gehoop word dat 'n skerp skutter gedurig deur moet ontvlug, vry moet rondbeweeg, soos 'n spook, gehul in omstredenheid? Is ek dalk jy, vlugtend vir dit wat my vashou, agterna jaag? 'n metafoor van ontvlugting uit 'n aardse, psigiese dronk. En so sal ek wel eendag suksesvol ontvlug, alleen na 'n bestemming van vrede, om genesing te vind. Vry, totaal en al, vergenoeg. Net soos jy.